Die rede hoekom die huwelik, hoekom daar so baie huwelik en die moeilikheid is eintlik maar net die sonde van hierdie wêreld, die gebrokenheid van hierdie wêreld. Die Bybel praat van die sondeval. Toe Adam en Eva sonde gedoen het, dis interessant, dis nie die sonde loop nie, maar die sondeval. Nee, alles het uit mekaar uitgeval, toe Adam en Eva in sonde verval het. En van toe af is alles bietjie stikkend in hierdie wêreld, en daarom sukkel huwelike in 'n gebroke wêreld. Ons gaan vandag kyk, gaan ek vir julle twee goeters wys. En ek dink vandag se preek is die fondasie van al die res van die preke. Want jy sien, as jy vandag se preek nie snap nie, as dit nie vir jou 'n ding is nie, dan al die res van die goed wat ek gaan sê oor die huwelik, gaan jou nie help nie. Okay? So vandag is belangrik as 'n fondasie, en ek gaan net twee goed vir julle wys uit die Bybel uit. Die eerste een is, die huwelik is van God, en die tweede een, die huwelik is vir God. En dit gaan julle dan, ek dink, 'n goeie running start gee. So, Matteus 19, ons gaan 'n paar tekste na kyk, maar die eerste een waartoe jy kan blaai as jy 'n Bybel het, is Matteus 19. En julle gaan agterkom, luister bietjie deur die preek, julle gaan agterkom, daar's baie dieselfde taalgebruik in al hierdie teksverse in die Bybel, van baie van hulle, is daar hierdie selfde taalgebruik wat ons oralste kry. En so Jesus praat in vers 4, ek gaan nie die hele teks lees nie, want ons gaan nie tyd hê vir dit nie, maar in vers 4 sê die Here, het julle nie gelees dat die Skepper hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie? Daarby het hy gesê, daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe, en hulle twee sal een wees. Hulle is dus nie meer twee nie, maar een. So die eerste punt, die huwelik is van God. Jy sien, dis maklik om te vergeet dat die huwelik nie net per ongeluk gebeur het nie, dat dit nie net iets is wat, jy weet, Adam en Eva het by mekaar gekom en gesê, wel, kom ons is nou net ons twee, so kom ons dink iets uit om ons te help om hierdie lewe saam te doen. Nee, dit was God se idee, die huwelik is geskep deur die Here. En dis wat hy hierso sê, nee, het julle nie gelees dat die Skepper hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie? En so terloops, dis hoekom ons glo dieselfde geslagverhoudings is sonde. Man en vrou trou, nie man en man nie vrou en vrou nie, dis sonde. En ons gaan nie apologize vir dit nie, dis wat die woord van die Here ons leer. Maar God het dit perfek gemaak, hy het dit gedesign, en hy het dit so gemaak, dat dit 'n wonderlike ding sal wees vir 'n man en vrou om te trou. Genesis 2 vers 18, dan Genesis kry baie goedjies, staan daar verder het die Here God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie, ek sal vir hom iemand maak, wat hom kan help, sy gelyke. Nou die 83, die 53 en die 2020 vertaal, al drie daai woorde, daai woord met sy gelyke, dieselfde. Maar die ESV, dink ek het hom vir my mooier vertaal, hy sê, I will make him a helper fit for him. Met ander woorde, wat die Bybel sê is, God het vir die man 'n vrou gemaak wat by hom pas. Nou, wie van julle dra brille? Ek dra brille. Ek kan nie meer baie goed lees as nie op is nie. As ek my brille opsit, blur julle almal. Julle het nog nooit so mooi gelyk nie. Sorry, hierdie voorste ry veral. Nie julle nie, ek bedoel daai jong mense. Anyway. So 'n bril bestaan uit twee hoofdele, reg? Die glas en dan die raam. Wie van julle het al op jou bril gesit toe breek jy bril? Ja, dit gebeur nogal meer gereeld as wat mense dink. En dan hang af hoe bad die skade is, maar dit is baie moeilik om met jou glas so te probeer lees met jou hand. Dan kom jy agter die raam is belangrik. Wie van julle het al 'n ou tannie gesien of ou oom met 'n vergrootglas, dan lees hulle so. Ja, dis ons almal se pad. Eendag gaan ons almal daar eindig, maar nou het ons 'n raam. So die glas word in hierdie raam gehou. Wat help dat jy die raam sonder die glas? Is dit, jy lyk dalk cool, maar dit help jou niks nie. Of ek is nie seker of dit cool lyk nie. Maar die glas en die raam is belangrik. Wat ek probeer verduidelik op 'n baie onbekwame manier
is dat die Here het die man en vrou gemaak om by mekaar te pas. Dit is nie soos, dit gaan nou nie eintlik werk nie, maar julle twee moet nou maar net sien kom klaar. Nee, God het dit perfek gemaak, dat hulle by mekaar pas. Onthou, dis die God wat net gepraat het en die aarde het ontstaan. Dis die God wat onbeperk is in wat hy weet, in sy wysheid. Dis die God wat onbeperk is in dit wat hy kan doen in sy krag. En hy het gekyk en gesê, dit sal by mekaar pas. Party van julle hoor dit en sê, nie my man nie. Nie my vrou nie, ek dink die Here het 'n fout gemaak. Die Bybel sê nee, God het dit perfek gedesign. Ons is anderste, mans en vrouens, is dit nie? As jy het nog nie weet nie. Ek meen die maklikste manier om agter te kom hoe verskillend mans en vrouens is om te trou. Ek het ook my ma gebel, gereeld. En toe was selfone nog nie en was duur om te bel. En dan het ek vir my ma gevra, ma, is dit normaal? Nee? Ek meen, wie van julle het so gevoel toe jy net getroud, soos, hierdie storie lyk heeltemal anders as wat ek gedink het. Ek het, nou my pa en ma het altyd alles net wat maklik lyk, want jy weet die ou mense het alles net so toegesmeer. En dan sien ons kinders nooit niks nie. En ons dink, dis hoe huwelik werk. Niemand fight ooit nie. Maar ek dink, ons moet nie vergeet, dit wat God gemaak het, is goed en mooi en reg in die huwelik nie. En ons maak dit iets sleg. En selfs Christene sal partykeer praat van die ball and chain. I mean, daar's 'n ding wat ek nou besluit het ek nie meer moet sê nie. Maar ek maak baie keer die fout, want ek doen baie begrafnisse en troues. En partykeer ry ek die twee per ongeluk om. Julle sien waantoe ek op pad is. En as ek my fout agterkom, dan sal ek sê, is maar dieselfde ding, jy weet, maar dieselfde storie. Maar dit is eintlik shocking dat ek so iets sal sê. Want dit is regtig nie dieselfde nie. Die huwelik is iets beautiful. Iets wonderlik wat God gemaak het. En ons joke daaroor, maar ek dink ons maak dit dalk goedkoop deur ons grappe. En ons vergeet dit wat God gemaak het is goed. Kan jy onthou elke keer as God iets gemaak het hy gesê, dit is goed. En die huwelik ook. Dit is goed. Dit is mooi. En dit was sy plan, nie die mense plan. Dit was nooit die mense idee om te trou nie. Dit was God se idee. So eintlik wat gebeur dan is ons vryf mekaar verkeerd op en dan word iets wat eintlik 'n wonderlike blessing is, word 'n straf en 'n burden en 'n probleem. Genesis 2:21. Die Here God neem toe 'n ribbebeen uit die mens, vul die plek met vleis op en die ribbebeen wat hy uit die mens geneem het, bou hy om tot 'n vrou en bring haar na die mens toe. Iets moois wat ons hier moet oplet. So ek het nou daar gepraat, het God iets nodig gehad om te skape? Was daar iets en toe maak die Here dit die skepping? Nee, hy het uit niks uit alles gemaak, reg? Die Bybel sê dit vir ons, glo julle dit? Ek hoop so. So het hy nodig gehad om 'n ribbebeen van Adam te vat om die vrou te maak. Het die Here uit parte uitgehardloop en toe sê hy, wel, ek moet seker nou maar hierdie ribbebeen vat en dit iets mee doen. Nee, ek dink daar's iets spesiaal wat ons moet raak sien. En kan jy onthou toe Adam die vrou gekry het, wat hy gesê het? Wow! Ek dink dis die Hebreëse woord vir, jy weet, wow. En as jy cool wil wees, kan jy dit agteruit sê, dan is dit nog steeds wow. Nee? En daar gesê, Amaya sê mos nou wow, toe sê ek sy is baie slim, want ek het vir gesê, sê dit agteruit, toe sê sy wow. So, min kinders kan woorde agteruit sê. En so die man het seker gesê, dis wat ek sou gesê het, as ek sou gesê, wow, ek het nog nooit zoiets, ek het al diere gesien, maar hulle lyk nie soos jy nie. Maar iets anders wat Adam gesê het, kan julle onthou? Iemand soos ek. Uit my, soos ek. Iets wonderlik. Iets fantasties. Jy sien die Here het dit so gemaak en daar's hierdie sê ding wat rondgaan, maar dis eintlik glad nie Bybelse nie, maar dis 'n goeie manier om dalk daar te dink, is die Here
het die ribbebeen gevat wat naby aan ons harte was. En daarom is ons so lief vir mekaar en vir ons vrouens. Daarom beveel die Here ons om lief te wees vir julle. Maar God het hierdie vrou gebring en kyk mooi, hy het haar nie daar neergesit nie en vir Adam gesê hierso is sy nie. Kyk mooi, hy sê en bring haar na die mens toe. Die idee hier is om iemand in jou arms te bring na iemand toe en te sê hierso. Dit is nie 'n mooi prentjie van wat God gedoen het nie. Dis die eerste pa wat 'n vrou weggegee het. Was die vader wat Eva na Adam toe gebring het en gesê hierso is sy. Dis iets beautiful wat God gemaak het. In Markus 10 vers 8 sê hy, en hulle twee sal een wees, sodat hulle nie meer twee is nie, maar een. Wat God saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. So sien julle hierdie vlees word, die Bybel praat ons van hulle word een vlees. En dis amper overkill hoe die Bybel dit beskryf. Want luister maar, hy sê hulle sal een wees. Maar hy wil seker maak ons verstaan dat dit regtig belangrik is, daai een wees, want dan verduidelik hy vir ons wiskunde. Sodat hulle nie meer twee is nie, maar een. So hy wil seker maak, almal verstaan, die manier hoe hy die huwelik gemaak het, is nie elke persoon leef sy eie lewe nie. Maar dat 'n man en vrou een word, in alles, een. En dan die belangrike woorde wat God saamgevoeg het. Wie kies jou vrou vir jou? Wie kies jou man? Hier's twee antwoorde, vir die van julle wat wonder. Jy kry dit reg deur die Bybel. So, wie se verantwoordelikheid is dit vir jou om heilig te lewe? Wie help jou met dit? Is die moeilik hierdie nie? Soos hier's party van julle wat nou sê God en hier's party van julle wat sê ek. Albei is reg? So, God maak ons heilig, sê die Bybel. Hy is die een wat in ons begeerte wek om gehoorsaam te wees en wat ons help om gehoorsaam te wees. Maar is ook God wat sê, wees heilig, want ek is heilig. So ek het 'n verantwoordelikheid om heilig te lewe. Ek moet die Bybel optel en lees. Reg? Okay, so, as dit by die huwelik kom, jy het jou man of vrou gekies, maar nie net jy nie. Die Here. En die let op die woorde, hy het saamgevoeg. Nou is weer van julle, wat vir my gaan sê, soos, ek is seker nie, hè? Ek dink daar was 'n fout op die rekenaar aan die hemel gewees. Wie van julle was, ek gaan nie hande laat opsteek nie. Wie julle nie in die moeilikheid kry nie. Maar kan ons maar vir mekaar sê, dat een of ander tyd in jou huwelik, dink jy soos, ek moes nooit nie. En julle kan nou hoogheilig vir my so staar, soos julle nou doen. So dominee, ek sal nooit so iets doen nie. Elke dag was ek dankbaar. Man, my stories vertel nie. Daar was 'n dag al meer as een in jou lewe waar jy gedink het, as ek net iemand anders te gehad het. Of dalk glad nie gehad het nie. En ek wil in dieselfde asem sê, as jou huwelik nie uitgewerk het nie. Dit beteken nie God het 'n fout gemaak nie. En daar's genade in hierdie situasie vir jou. Maar die Bybel is duidelik, God voeg saam. En dit is 'n beautiful thing. En ons moet vertrou dat hy beter weet as ons. Dis God se idee, dis hy wat dit gemaak het. In Genesis 2:24, daarom sal 'n man en sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle sal een word. Hoor julle weer oor en oor hierdie konsep, man, hulle verlaat hulle huise, hulle word een, man en vrou, staan daar man en vrou en kinders word een. Nee. So hier's hoe die orde werk. Dis God. En dan God, ek en God, né? My verhouding met die Here. Wat kom dan na dit? Huwelik. Dan kom die kinders in die res. Maar die huwelik eerste. En dit is scary as jy dink oor die prioriteite in die lewe. Is dit scary hoe min die huwelike prioriteit is in jou lewe en in my lewe, vergelykend met al die ander goeters.
So, die huwelik is God se idee, dit kom van God af. Die tweede fondasie steen wat ek wil lê vir die res van die preke wat sal volg, wat meer prakties gaan wees. Alhoewel ek dink hier's praktiese goed hierin ook, is dat die huwelik is vir God. So die huwelik is vir God. So die huwelik bestaan vir die eer van die Here. Vir geen ander rede primêr as die eer van die Here nie. En hoe groter jou siening van God is, hoe groter is jou siening van die huwelik. Met ander woorde, hoe belangriker God vir jou is, en omdat God vir my baie belangrik is dit wat vir hom belangrik is vir my belangrik, en die huwelik is vir hom belangrik, daarom is dit vir my belangrik. So, hoe nader ek en jy aan die Here beweeg, hoe wonderliker is ons huwelik. Hoe verder ek van die Here af beweeg, hoe slegter is ons huwelik. Ek kan partykeer agterkom, as ek en Tasha 'n fight het, dat ek was nie waar ek moet wees met die Here vandag nie. Ek het dalk nie stilte tyd gehou nie, of ek het dit gehou, maar ek het oor dit gebrush, en my hart is eintlik bietjie hard. En nou is daar nie genade in my hart teenoor Natasha nie. Hoe nader ek aan die Here kom, hoe beter is jou huwelik. Maar dit gaan oor God se eer. En ons kan maklik hierdie mentaliteit hê van, daar is seker niks nie, jy weet, seker niks nie. Dink jy gaan nie goed in die huwelik nie, maar dit is seker niks nie. Jy sien, as dit vir God belangrik is, dan moet dit vir my belangrik is. En hoekom is dit vir God belangrik? Want dit wys sy eer. En wanneer God geëer word, wat gebeur? So, hoe meer God se eer opgaan in my lewe, wat gebeur met my geluk? Dit gaan meer op. Hoe minder die eer van God in my lewe funksioneer, hoe meer gaan my geluk af. En dit is funny, want ons kan dit net nie klik nie. Ons dink ons fight vir ons geluk. En die Bybel sê die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu. Dink julle hy los huwelike uit? As jy die duiwel was, sou jy huwelike uitgelos het? Want as jy die familie destrooi, dan destrooi jy die samelewing. En so, moenie dink jou huwelik is hierdie ding waar die duiwel net kyk en hy soos, nee, hy is aktief besig om te stuur, hy en sy demone, om te stuur in jou huwelik. Op verskeie maniere en deur verskeie dinge. Kan ek jou vandag vra, wat is die hoofrede, hoekom ons huwelike partykeer nie great is nie, of partykeer net sleg is? Wie is die culprit? Vandag eerlik met jou wees, dis jy. As jou huwelik nie great is nie, is die fout by jou. Want ek, in my lewe, ek doen al meer as 2 dekades huweliksberading, amper 3 dekades. En die rede hoekom huwelike sukkel, is omdat die mense in die huwelike nie dink, dis hulle skuld nie. Of hulle verantwoordelikheid nie. Maar die rede hoekom jou huwelik en jou huwelik en jou huwelik sukkel, is oor jou. En as jy dit nie ou nie, dan het ons 'n probleem. Jy sien, jy kan nie jou man of vrou beheer nie. Wie het dit al geprobeer? En almal van ons al, nee? Jy probeer hulle verander. Ai, dis al lekker gewees as ek dit kon doen, nee? Ja. Julle kyk my nou aan asof ek evil is, maar imagine ek wil Natasha net laat doen wat ek wil. Renier, come on. Rudolf, as Hanlie net doen wat jy sê. Och, dit sal 'n vreugde gewees het. Nie dat sy nou nie doen nie, maar amper kry ek vir Rudolf en Renier in die moeilikheid. Ek is klaar in die moeilikheid, so ek kan net so wel ingaan. So hier's wat gebeur, ons probeer mekaar in die huwelik verander, en hoe werk dit? Wie het dit al reg gekry? Niemand nie. Hoekom? Want net God kan mense verander. Ons kan nie mense verander nie. En as jy probeer om mense te verander, al wat jy gaan doen is jy gaan jou kop teen die muur stamp en stamp en stamp, en dan gaan resentment in jou hart opbou en bitterheid en kwaadheid, en jy gaan naderhand eindig op 'n plek waar dit 'n donker plek is. Jy kan nie mense verander nie. So hier is die Bybelse, dis nie net vir die huwelik nie, dis vir alles.
Doen jy wat God vir jou beveel om te doen? Nêrens in die Bybel staan daar, mans sal julle vrou verander deur die volgende te doen nie, of vrouens sal jy jou man verander deur die volgende te doen nie. Nêrens nie. Wat die Bybel sê is, mans, hier's wat ek wil hê julle moet doen. Vrouens, hier's wat ek wil hê julle moet doen. Is dit nie so nie? So doen jy net wat jy moet doen. Die jong mense, ons jong mense, het 'n gesegde, you do you. Los die mense rondom jou. Maak nie saak wat jou vrou doen nie, jy doen wat die Here vir jou gesê het. Wees jy gehoorsaam en vertrou die Here om in haar hart te werk of in sy hart te werk. Maar jy kan hom nie verander nie, want jy's nie God nie. En kan ek jou vra om asseblief te bedank as God? Jy maak 'n baie slegte God. As jy probeer beheer hê oor 'n persoon. Ek meen, hoeveel van julle vrouens het dit al reg gekry om hoe meer jy moan en beklei, hoe meer verander jou man. Maar dit is 'n strategie wat ons volg. Ek meen, ek het baie vroue gehoor dat sy my, maar as ek niks sê nie, gaan hy nooit verander nie. As ek sê, ja, dis nou interessant, want 1 Petrus 3 sê, jy moet niks sê nie. En dan sal die Here hom verander. Sien, dis wat die Bybelse raad volg. En mans of my sê, ja, maar as ek net my mond hou, dan gaan ek met hierdie probleem sit tot ek oud is. Ja, dis nou interessant. Want ek is redelik seker die Bybel sê met jou vrou lief hê soos Christus die kerk lief het en sy lewe opgeoffer het. En so alles wat jy like maak in elk geval nie meer so baie saak nie. So, hê haar lief, doen wat die Here sê vir jou. Maar ons is so besig om die vinger te wys na jou man of jou vrou, dat jy nie doen wat die Here wil hê jy moet doen nie. Want, jy sien, hier is die belangrike punt, die huwelik is vir God, nie vir my nie. So, die huwelik het God nie daar gestel vir enige ander rede vir sy eer nie. So as jy dink jy's okay, is jy eintlik in die moeilikheid. Van julle wat al by my huweliksberading gehad het, ek daar baie vir julle gesê. As jy die dag dink, ja, ek is eintlik 'n nice man. My vrou is lucky om my te hê. Ja, ek doen al hierdie goed vir haar, want dis wat ons mans doen, ons maak lysies. Nee, ek doen al hierdie goeders. Sy moet dankbaar wees. My pa het nooit dit vir my ma gedoen nie. En ons vrouens dink, ja, maar ons vrouens, die vrouens, dink, ons is eintlik 'n goeie vrou. Hy het lucky om my te hê. Ek maak lekker kos, ek kyk na hom. En so die Bybel sê, nee, jy is sondig, jou hart wil nie doen wat die Bybel sê nie. En kan ek julle dames 'n vraag vra? Kan ek julle eerlike vraag vra vanoggend? Wie van julle kan nie wag om onderdanig te wees nie? En ek vra nou nie vir die Here nie. Nee? Maar wie van julle word in die oggend wakker en dink, "Jo, gaan 'n lekker dag wees hierdie. Hy gaan vandag mislik met my wees en ek gaan 'n kans kry om net aan hom onderdanig te wees. Ek kan nie wag nie. Dit is so exciting. Hierdie dag gaan net beter raak." Nee, niemand van julle dink dit nie. Of hoeveel van julle mans word wakker en dink, "Jo, daai vrou gaan my teengaan op alles vandag en dit gaan awesome wees. Ek gaan 'n kans kry om haar lief te hê. Dit is fantasties. Ek gaan moet stil bly en alles wat ek dink, jy weet, vir my belangrik is, gaan ek eenkant moet sit vir haar. Dit gaan awesome wees." So, verstaan julle hoekom ek wil hê jy moet besef, jy's nie goed nie. En die dag as jy dink, ek doen goed in my huwelik, is jy die dag wat jy moet weet, jy's in die moeilikheid. Elke dag is 'n stryd om nie te sê wat jy dink vir elke liewe ding nie. Reg? Elke dag moet ons daaraan werk. Elke dag. Maar ons doen dit, hoekom? Omdat die Here daardeur eer kry. Hoekom sukkel mense met hulle huwelik? En hier's die ding, want ek kry nie wat ek wil nie. Dis hoekom daar konflik in die huwelik is. Dis hoekom daar moeilikheid in jou huwelik partykeer is. Dis wanneer ek nie kry wat ek wil hê nie. En ons het verskillende maniere om dit te sê. Maar dis die bottom line, is dit nie? Ek is ongelukkig, want ek wil iets sê en jy gee dit nie vir my nie, of jy doen dit nie, of jy doen iets wat my nie lekker laat voel nie. So as jy wil hê jou huwelik moet werk, moet jy oor jouself kom.
Jy moet onbelangrik raak in jou huwelik. Jy sien, as jy vandag net hierdie een ding kan besef, die huwelik bestaan nie om jou happy te maak nie. Die huwelik bestaan om jou heilig te maak. En boy, die huwelik doen dit. Want heiligmaking, as jy reg onthou, is nie 'n maklike proses nie. En so die huwelik is nie daar om my happy te maak nie. En dit is die persepsie wat die TV vir ons gee vir dekades al. Van hierdie paartjie wat aan die einde van die movie net saam dans en is musiek speel, blommetjies, die voeltjies vlieg. Terwyl hier op die Pretoria gaan daar dalk 'n voël dood neerval terwyl jy en jou vrou 'n argument het. Nee, is dit nie die realiteit nie? So ons word gebombardeer met hierdie wêreldse prentjies wat vir ons net sê, en dan kom die Here en sê, dis great as jy doen wat ek sê. Maar die probleem is, as jy wil doen wat jy wil hê, gaan dit nie great wees nie. Elke probleem in die huwelik het sy oorsprong van een ding, en dit is wat ek wil hê. Is belangriker as wat die Here wil hê, of as wat jy wil hê. Is dit nie so nie? Dink gou 'n bietjie oor die fights wat julle die afgelope ruk gehad het. Van julle het vanoggend nog gefight, né? Ek was al daar op 'n Sondagoggend. Van julle het hierdie naweek, gister was nie 'n lekker dag nie want julle het 'n argument gehad. En elke fight, elke probleem wat jy het, die oorsprong daarvan is selfbelangrikheid. So onthou hierdie, as jy 'n gelukkige huwelik wil hê, dan moet jy nie meer so belangrik wees nie. Jy moet eerder heilig wees as gelukkig. Jy sien, na heiligheid volg daar geluk en vreugde en vrede. Maar nie terwyl jy fight vir wat jy wil hê nie. Jy kan nie 'n gesonde huwelik hê en net sê, I want it done my way nie. As jy met 'n passie wil doen wat die Here sê in sy woord. Nog nooit was daar 'n probleem nie, en hoor my mooi. Kyk vir my as ek nou hierdie vir julle sê, dis belangrik. Nog nooit was daar 'n probleem in 'n huwelik wat nie reggemaak kon word om net weer te gaan doen wat die Bybel sê jy moet doen nie. Nog nooit nie. Dis so eenvoudig, en in die volgende paar weke gaan ek vir julle leer uit die Bybel uit, wat moet jy doen? Wat moet jy nie doen nie? En as ons dit gaan doen, dis so eenvoudig. Onthou nou die design van God is die huwelik. Hy het dit geskape. Maar hy het net geskape en sê, daar gat julle nie. Hy het dit geskape en dan reg deur die Bybel gee vir ons raad nie instruksies oor hoe ons moet lewe in die huwelik. Hy sê vir ons hoe dit werk. Ek het nou een van hierdie spuitkanne gekoop, weet, hierdie goed wat jy charge hom, jy pomp hom en dan spuit jy nou. En een of ander Chinese kind het die instruksies geskryf. Want ek kan niks verstaan wat daar aangaan nie. Ek het nou vir 2 dae na daai ding gestaar. Ek weet nie. Hulle gee vir jou sulke straps en dan waar kom dit vas? Daar's niks is duidelik nie. As een van julle weet, help my asseblief. As een van julle al so ding aan mekaar gesit het, ek het hulp nodig. Maar die Here is nie so nie. Hy het vir ons in die woord duidelike instruksies gegee. En wanneer ons dit doen, dan sal ons die vrugte pluk. Maar die realiteit is, meeste van ons worry nie te veel daaroor nie. Ons dink eintlik, die Bybel sê jy moenie steel nie, dis cool, ons is okay daarmee, maar as hy sê ek moet lief wees vir my vrou, is dit soos meer soos 'n voorstel. Terwyl dit eintlik daar is as 'n opdrag van God, sodat hy eer kan kry en my joy kan toeneem in die proses. Maar as ek dit doen primêr vir my joy, jy al gevoel, jy probeer so ongelukkig te wees en hoe meer jy probeer, hoe minder werk dit. Jy sien, jy kan nie in jou eie hierdie doen nie. Het is onmoontlik om te doen wat die Bybel sê sonder die werk van die Heilige Gees. So as jy nie 'n Christen is nie, wil ek vir jou sê, wend jy tot die Here, nie om jou huwelik te fix nie, maar omdat hy alles is, en as jy hom het, dan gaan jy verstaan hoe wonderlik en kosbaar die huwelik kan wees. Ek het nog een versie in te lees en dan nog so 'n paar punte, is dit reg?
So, julle kan amper begin, maar dis nog nie die einde nie, moenie begin relax nie. Want my vrou sê altyd, ek moenie sê ek sluit af en dan gaan ek nog vir 10 minute aan nie. Dis pretty much wat nou gaan gebeur. Ek probeer hulle net daai laaste, vat 'n asemtuig om net jou reg te kry vir hierdie laaste stukkie. Want ek dink dis belangrik, Efesiërs 5:31, hoeveel troues, amper sê ek weer begrafnisse, hoeveel troues was jy al waar Efesiërs 5 gepreek is? Want ons hoor dit, maar dit is eintlik 'n kosbare gedeelte. En ek dink ons hoor dit, maar ons sing dit nie meer nie. Efesiërs 5 vers 31. Daar staan in die skrif, dit is 'n verwysing na die Ou Testament, né? Daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe. Hoor nou weer, hulle twee sal een wees. Ons gaan daaroor praat in die toekoms. Hierin lê daar 'n diep geheimenis opgesluit en ek pas dit toe op Christus in die kerk. Die huwelik is nie 'n nagedagte nie. God het dit gemaak, die huwelik voor die grondlegging van die aarde, voor hy die aarde gemaak het, het hy besluit, ek gaan die huwelik maak, gaan 'n man en vrou maak, ek gaan hulle bymekaar bring, en hulle gaan 'n beeld wees van die verhouding wat ek het met my kinders. En so, op die einde van die dag word God geëer in ons huwelik deur ten minste 2 maniere. Die eerste een is die getuienis. Mense kyk na paartjies wat doen wat die Bybel sê en hulle sien die vrug en hulle eer die Here vir dit. En jy eer die Here vir jou man en jy eer die Here vir jou vrou en jy's dankbaar. God kry eer van mense as gevolg daarvan. Sien, gehoorsaamheid lei altyd na meer eer vir God. Altyd. Wanneer ons doen wat die Bybel sê, kry God meer eer. En die tweede en meer belangrike rede is die huwelik wys die glorie van God in sy verhouding met sy kinders. Die huwelik is 'n man en 'n vrou wat voor God en aan God 'n heilige kommitment voor getuies maak aan mekaar. Dis wat die huwelik is, hierdie verbond. Hier's 2 verbonde. Die een is God met ons, waar hy vir die mense sê, ek sal julle God wees, julle sal my kinders wees, julle sal my volk wees. En dan die ander verbond is 'n man en vrou mekaar voor God. Ek commit aan jou as jou man en jy commit aan my as jou vrou. En dis hierdie heilige ooreenkoms voor die Here. Jy sien, falling in love is easy. Is dit nie so nie? Dis maklik om verlief te wees en dis maklik. But staying in love is 'n perd van 'n ander kleur. En ek dink dis waar ons vashak. Om daai consistently te doen wat die Bybel sê en nie die gevoel te chase alleen nie. Daar's 'n liedjie van Don Francisco wat 'n ou gospelsanger is van jare terug. Hy het hierdie liedjie gesing, Love is not a feeling, it's an act of your will. Ek verander dit 'n bietjie. Ek sê love is not just a feeling, want dit is 'n gevoel, reg? I mean, as ek my girl sing en ek sing die girl by Pick n Pay, voel ek nie dieselfde nie. Okay, as ek Natasha sing, sê ek, hello daar. Dis 'n mensie, jy kan nou nie te persoonlik raak nie, maar sy is my mooi en ek voel iets as ek haar sien. Nee, en as ek ander mense in die dorp sien, kry ek nie 'n gevoel nie. Partykeer as hulle my irriteer, is dit 'n ander gevoel, maar dis heeltemal iets anders. Maar ek kry definitief nie 'n warm gevoel nie. So dit is deel van hierdie liefde is gevoel. Maar dis amper die kleinste deel van dit. Die grootste deel van dit is die commitment. The act of your will. Om te sê ek het voor die Here 'n belofte gemaak en ek sal. Want wat doen jy as die gevoel weggaan? Wat bly oor? En glo my, die gevoel sal een of ander tyd weggaan. Want julle wat al langer getroud is, weet dit, reg? En julle voel nou sleg dat jy al ooit so gevoel het. Maar een of ander tyd in jou lewe gaan die gevoel weggaan, hoor dit ek jou sê. En dan wat oorbly is die commitment wat jy voor God teenoor hom of haar gemaak het. En dan bly jy. Jy sien, hier so ek die ding sien. En ek het al baie met huwelike gewerk in my lewe. Ek weet, as ek net vir jou sê, moet ek al, ek weet nie, dis honderde ten minste, dalk 1000. En hier's een ding wat ek altyd vir paartjies van die begin af gesê het.
As jou man of vrou nooit verander nie, en hulle is lelik met jou vir die res van jou lewe. En ek praat nou nie van egbreek nie. Nee, dis nie waarvan ek praat nie. Maar jou man of vrou is nou lelik met jou. Jy kry nie wat jy wil hê nie. Wat dan? Vir die res van jou lewe. Wat dan? Meeste sê, nee, dan sien hulle nie kans nie. Jy sien, ek dink die Bybel sê, nee, die antwoord is, die huwelik is nie vir my nie, dis vir God primêr. En as ek bly ek primêr vir hom. En ek het my vrou lief, al behandel sy my sleg. Ek het haar lief, omdat ek die Here eerste lief het. En dan het ek haar lief. En guess what? Wanneer mense dit begin glo het, as ek dit vir hulle uit die woord uitwys, dan kom die liefde vir daai vrou terug. Weet jy dit? Die liefde kom terug, die gevoel kom terug. Maar jy moet eers die werk doen. Jy moet eers vertrou. Jy sien daar's 'n orde. Gehoorsaamheid, seën. Gehoorsaamheid, blessing. Dis nie eers die blessing, die gevoel, die vrug en dan die gehoorsaamheid. En in die huwelik werk dit so. Hou op vaskyk in wat sy doen of wat hy doen. En vertrou dat die Here jou sal help wanneer jy doen wat God vir jou sê. En in essence wil ek vir jou sê, kom oor jouself. Kom oor jouself. Lê jou wat jy wil hê bietjie neer. Kyk jou begeertes in die oë en sê, ek worry nie wat my begeertes is nie. Ek gaan doen wat God sê. Ek gaan kies wat God wil hê, bo wat ek wil hê, en vertrou dat alles oukei gaan wees. Jy sien, as ons daarna kyk met menslike oë, dan werk die wiskunde nooit uit nie. Want ons vergeet ons dien 'n bonatuurlike God en dat hy die skepper is. Ons is soos, ek kan nie doen wat die Bybel sê nie, want dit maak nie sin nie. En dan vra ek altyd vir jou, so hoe werk dit vir jou? Dit wat jy nou doen, hoe werk dit vir jou? Nee, dit werk nie. Maar, nee, niks maar nie. Doen wat die Here sê en jy sal sien. God eerste, dan die huwelik en dan alles daarna. God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. En as jou satisfaction in jou huwelik gevestig is en nie in God nie, sal jy nooit gelukkig getroud wees nie. Want jy soek iets by jou man of vrou wat hulle nie vir jou kan gee nie, wat net God kan gee. Dis hoe dit werk. Matteus 6 sê, Jesus soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en dan sal al die ander goed jou bygevoeg word. Dis van toepassing op die huwelik ook. Nou laat ek die laaste woord sê. Een van die groot goed in die Bybel, onthou die huwelikse refleksie van God en sy kerk, het God ooit sy bruid gelos? Nooit nie. Nooit nie. Was sy bruid ontrou aan hom? Gereeld? Ja. Maar hy het haar nooit gelos nie. Sien, dis waarvan ons praat van 'n verbond, die commitment wat ons teenoor mekaar maak. En dalk het ek, soos jy gesê, dalk het jou huwelik al uit mekaar uitgeval, dalk is jy al geskei. Ek wil sê, daar's genade en ons sal jou help en 'n pad stap met jou. En daar's hoop beyond dit. Maar vir julle wat nog in die huwelik is, moenie laat die duiwel vir jou allerlei leuns kom vertel oor hoe jy dit kan fix nie. En die wêreld gee al hierdie raad, jy moet me-time kry en doen dit en doen dat. En niks werk behalwe om te doen wat die Here sê. As jy doen wat die Here sê, is dit so eenvoudig. En die volgende paar weke gaan ons dit bietjie uitpak, unpack. Is dit okay? Ons gaan vir julle mooi verduidelik. Wat sê die Here nou? Wat moet ons doen? En dalk die heel laaste ding wat ek sal sê, moenie die Here soek om jou huwelik te red nie. Soek die Here omdat hy God is, omdat hy amazing is. En dan vertrou jy hom om jou huwelik te red.
OK? Moet dit nie omgedraai kry nie. Kom ons bid saam. Here, U is groot en almagtig. En U plan vir die huwelik is volmaak. En die sonde het alles bederf. Maar dankie dat U nog steeds vir ons duidelik gekommunikeer het oor wat die huwelik is, wat U intensie was met die huwelik, dat dit van U is, maar ook dat dit vir U is, Here. En dat ons sal ophou dink die huwelik gaan oor hoe gelukkig ek gemaak moet word, maar eerder sal wees hoe gelukkig kan ek God maak. As ons dit kan doen, Here, wat 'n wonderlike situasie sal dit nie wees nie. Help vir ons, help vir hulle wat seer het. Daar waar daar genesing nodig is, ag Here, sal U troos en help. Maar in die pyn vir hulle ook help om te verstaan dat hulle moet doen wat U sê. Maak nie saak waar hulle is en wat se posisie hulle is, hoe goed of hoe sleg hulle huwelik is nie. En dankie dat U ons help, Here. Seën ons in Jesus se naam. Amen.